Goed, ons kom vandag by Openbaring 11 vers 15 tot 19 en ek gaan vir julle sommer onmiddellik lees uit Openbaring 11 vanaf vers 15 tot 19 waar ons dan nou vandag die sewende trompet gaan bespreek. Volg sommer saam met my op die skerm soos wat ek lees. Die sewende engel het toe op sy trompet geblaas. In die hemel het luide stemme opgeklink wat uitroep: Die heerskappy van ons Here en sy Christus oor die wêreld het aangebreek, en hy sal as koning heers vir ewig en ewig. Ook die 24 ouderlinge op hulle trone voor God het op hulle gesigte voor God neergeval en hom aanbid met die woorde: Ons dank U, Here God Almagtig, U wat is en wat was, omdat U groot mag opgeneem het en as koning heers. Die nasies was woedend, maar U toorn het ontvlam en die bestemde tyd het aangebreek om U oordeel oor die dooies te vel en om U diensknegte die profete en die heiliges en hulle wat ontzag het vir U naam, klein en groot, te beloon en om die vernietigers van die aarde te vernietig. Toe is God se tempel in die hemel geopen en die verbondsark in sy tempel het sigbaar geword. Daar was ook weerligstrale, dreunings, donderslae en 'n aardbewing en 'n groot haalstorm. Nou om hierdie gedeelte goed te verduidelik, wil ek graag ook in hierdie bespreking Psalm 2 inbring, wat ons dan ook gaan bespreek baie kortliks, omdat dit saam met hierdie gedeelte in Openbaring verstaan kan word. Psalm 2 vers lees soos volg: Waarom is die volke rusteloos en maak die nasies nuttelose planne? Die konings van die aarde neem stelling in en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. Kom ons breek hulle boeye stukkend. Kom ons gooi hulle bande van ons af. Hy wat in die hemel sit lag. My Heer dryf die spot met hulle. Dan spreek hy hulle in sy toorn aan, met sy woede verskrik hy hulle. Ek self het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. Ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê: Jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Vra dit van my en ek sal volke gee as jou erfdeel, die uithoeke van die aarde as jou eiendom. Jy sal hulle verpletter met 'n ysterscepter, soos erdewerk sal jy hulle stikkend slaan. Daarom konings, wees verstandig, wees gewaarsku regters van die aarde, dien die Here met ontzag en juig hom toe met bewing. Soen die seun sodat hy nie toornig word en julle op pad omkom nie. Want sy toorn vlam maklik op. Gelukkig is almal wat by hom skuil. Nou ek wil net so teruggaan en dan gesels ons so 'n bietjie oor hierdie baie interessante gedeelte in die Bybel. Nou die sewende bassein blaas en in die hemel roep harde stemme dat God en Christus uiteindelik oor die wêreld triomfeer, hier in vers 15 en 16. Nou die tema is die koninkryk van God en van Christus, dis so 'n dubbele koninkryk wat vir ewig duur. Die koninkryk is natuurlik 'n hooftema in Openbaring. Ons lees dit in Openbaring 1 vers 6, 1 vers 9, Openbaring 5 vers 10, dan en weer in 11 vers 17, Openbaring 12 vers 10, Openbaring 19 vers 6, Openbaring 20 vers 4 en Openbaring 22 vers 5. So die koninkryk van God is 'n baie belangrike tema van die boek Openbaring. En dit sluit die 1000-jarige koninkryk in en hoe dit oorgaan in die ewige koninkryk. Nou let wel, wanneer Openbaring hier praat van 'n 1000-jarige koninkryk, is dit nie hier iets wat kom nie, hierdie is iets wat nou aan die gang is. Ons gaan later daaroor praat wanneer ons by hoofstuk 20 tot 22 kom.
Nou hierdie toneel hier in Openbaring 11 wys dat die wêreldryk wat natuurlik nou vroeër beheer was of beheer is, ons kyk in die toekomstige en ons kyk dan nou terug vanuit Openbaring 11 uit, kyk ons nou terug oor die geskiedenis en dan sien ons dat hierdie wêreldryk wat dan nou vroeër onder die beheer van die onregmatige Satan en sy demone en sovoorts en verkeerde konings en leiers en presidente en sovoorts. Hierdie vroeëre bedeling kom nou uiteindelik in die hande van sy ware eienaar, die koning Jesus wat nou kom. Nou hierdie huidige heersers waarvan die boek Openbaring dan nou hier praat, is nou Satan, die dier en die valse profeet. Verskoon tog. En hier word die konings se heerskappy, hier word koning Jesus se heerskappy nou aangekondig, maar die vyande se greep oor die wêreld word dan eers finaal gebreek wanneer Jesus terugkom hier in Openbaring 19 vers 11 rond. As ons kyk na hierdie gedeelte in die Bybel in Openbaring 11 hier vers 18 of 16 en 17 dan lees ons hierso dat ook die 24 ouderlinge op hulle trone en soveel lees ons hierdie gedeelte. Nou hier, soos ander dinge in hierdie verse vooruit wys, sê die woorde het begin regeer vir ons dat die 1000-jarige heerskappy van hoofstuk 20 hier in die oog is. Nou dis Skus tog, baie opvallend dat God se titel, as jy nou terugblaai in die gedeeltes wat ons al reeds bespreek het ons gesien dat daarna hom verwys word as hy wat is en wat was en wat kom. Daar kan ons kyk na Openbaring 1 vers 8 en Openbaring 4 vers 8. Hy wat kom, hy wat is, hy wat was en hy wat kom. Maar hier in Openbaring 11, hier wanneer ons nou kom by die 7de trompet, lees ons hy wat is en wat was. Met ander woorde, hy het reeds gekom, hy het gekom. God neem die heerskappy oor die wêreld by Satan oor. Kyk 'n bietjie daar in Lukas 4 vers 6. Wanneer ons kyk na vers 18, Openbaring 11 vers 18, dan sien ons dat hierdie gedeelte som nou die res van Openbaring eintlik baie mooi op. Die nasies was woedend, maar u toorn het ontvlam en die bestemde tyd het aangebreek om u oordeel oor die dooies te vel en om u diensknegte, die profete en die heiliges en hulle wat ontzag het vir die naam klein en groot te beloon en om die vernietigers van die aarde dan te vernietig. Nou ek het nou gesê ons gaan 'n bietjie Psalm 2 behandel, ons gaan terugkom na dit toe. Maar hierdie gedeelte som nou die res van Openbaring op soos wat ek nou gesê het. En die nasies wat teen God is en aangehits word om deur die draak se woede, dis nou die duiwel volgens Openbaring 12 vers 12, het God se mense aangeval, hulle beledig. Onthou, ons kyk hier ook na Psalm 2, ons gaan nou dit mooi in diepte behandel. Daarom bring God nou sy oordeel oor die nasies volgens Openbaring 14 vers 7, 16 vers 1, 18 vers 20, 19 vers 19 en 20 vers 11 tot 15. So God bring nou sy oordeel oor die mense wat teen die Christene opgestaan het. Dan sê die tyd, hier verwys hy spesifiek na die woord kairos, met ander woorde 'n seisoen. Die oomblik, die seisoen het aangebreek vir 3 dinge. Nommer 1, die oordeel van die dooies volgens Openbaring 20 vers 11 tot 15. Nommer 2, die finale beloning van die regverdiges, Openbaring 21 vers 1 tot 4 en Openbaring 22 vers 3 tot 5. En dan laastens die finale vernietiging van hierdie verwoesters van die aarde, Babylon, die dier, die valse profeet en die draak en almal wat met hulle dan nou saamgesnoer het. Nou in Openbaring is daar 3 groepe wat beloon word. En hulle word spesifiek hier genoem in hierdie Openbaring 11 vers 18 waar hy sê, die diensknegte, die profete en die heiliges. So, God se dienaars, die profete hier in vers 20, in Openbaring 18 vers 20, word dan spesifiek beloon. Nommer 2, die heiliges. Miskien dalk die martelare, volgens Openbaring 5 vers 8 en verskeie ander, of gelowiges van alle tye, en dan derdens die wat God se naam eer. Hierdie mense, hierdie 3 groepe,
word dan nou hier in Openbaring 11 dan nou vereer. Nou hoe ons dit ook nou al benoem, let op dat die profete in Openbaring baie spesiaal beklemtoon word. Hulle word uitgelig. Ons sien dit in Openbaring 16 vers 6, Openbaring 18 vers 20, 24, 22 vers 6 en 9 en so voorts. Wanneer ons kyk na Openbaring 11 vers 19, dan sien ons dat hier in die 19de vers uh sien ons dan nou ietsie in die hemelse tempel en hier sien Johannes die ark van God se verbond. Nou julle sal onthou in die Ou Testament was die verbondsark die kus. Kom ons praat maar van 'n kus wat God Moses beveel het om te maak en in die allerheiligste van die tabernakel te plaas as jy nou gaan kyk Eksodus 25 vers 10 tot 22. Nou die twee kliptafels van die 10 gebooie, die dokument van God se verbond met Israel, was natuurlik nou binne in hierdie ark of binne in hierdie kus dan nou gebeure volgens Eksodus 34 vers 28 tot 29. Nou daar word aanvaar dat die ark vernietig is toe Nebukadneser die tempel hier in 586 voor Christus verbrand het. Nou daar was geen ark in die tweede tempel nie volgens Josefus. Nou, as ons dan nou kyk volgens dit, dan moet ons aanvaar dat volgens die Joodse oorlewing in 2 Makabeërs 2 vers 8 tot 4 het Jeremia die ark in 'n grot op die Sinaï berg weggebêre tot die herstel van Israel. Maar hier in hier in Openbaring 11, maar in Johannes se beeld verwys Johannes hier in vers 19 nie na daai spesifieke ark nie. En ek dink 'n mens moet miskien dalk Johannes se woorde hier sien dat hy duidelik praat hier van 'n hemelse tempel en 'n ark. En dan dit sien as 'n simbool van die nuwe verbond wat deur Christus se dood dan nou bevestig is. Nou onder die ou verbond was toegang tot die allerheiligste vir almal toegesluit, behalwe vir die hoëpriesters. Maar nou hier in die nuwe verbond het almal vrye onmiddellike toegang en Christus het volmaakte verlossing bewerk volgens Hebreërs 9 vers 11 tot 12 en Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Nou hier in Openbaring 11 vers 19 word God se koninkryk nou terugskouend gesien as iets wat nou reeds volledig gekom het. Tog word die koms daarvan verder uitgelê in Openbaring 20 vers 22. Ons sal nou nog later daarby kom, maar hierdie blik op die verbondsark berei ons eintlik maar net voor vir die volgende hoofstukke in Openbaring wat God se trou aan sy verbondsvolk baie mooi gaan uitbeeld. Nou net soos wat die verbondsark vir Israel 'n teken was van God se troue liefde in die woestyn en in hulle gevegte en in al hulle stryd, so verseker hierdie teken van die nuwe verbond Christus se volgelinge, vir my en vir jou, van sy trou selfs in hulle baie swaar beproewing en die aanval van die dier wat onder die groot verdrukking dan nou sal plaasvind. En dan sien ons hier gaan dit gepaard met weerligstrale, 'n gerommel en donderslae en al hierdie goed herinner ons aan God se teenwoordigheid en dat hy mense regverdig sal oordeel volgens Openbaring 6 vers 12 en 8 vers 5. Nou julle sal onthou ons het gepraat van Psalm 2 en dat hierdie Psalm miskien dalk ook 'n heenwyse is na dit wat ons hierso in Openbaring 11 vers 15 tot 18 sien. Nou ek wil miskien nog net ietsie sê oor Psalm 2 en dit is dat die begin van daardie Psalm hiersoos Psalm 2 vers 1 tot 3 wys hoe die nasies en konings teen God en sy gesalfde in opstand kom. En daarna stel God sy seun in Sion aan as die heerser oor die wêreld en roep dan roep hy die wêreldheersers, al die presidente, leiers en konings op om op die seun te vertrou voordat sy troon ontvlam. Maar dan weet ons mos nou hulle dit nie gedoen nie. En hier onderskei Johannes nie, soos Paulus natuurlik in 1 Korintiërs 15 vers verskoon tog net dit. Wat ek net gou hier afsit. So Johannes onderskei nie soos Paulus
in 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 28 duidelik tussen Christus se 1000-jarige koninkryk en die Vader se ewige koninkryk. Nou, hy onderskei nie. En dit is 'n verskil in detail en klem, nie in kern van hierdie leer nie. So vir Johannes word hierdie wêreld die plek waar God se koninkryk sigbaar word en ek hou van dit nogal. Nou hoewel die klem hier op die toekomstige sigbare vestiging van die koninkryke val, glo Johannes dat dieselfde koninkryk ook nou al werklik teenwoordig is en hy wat Johannes is deel daarin volgens Openbaring 1 vers 9. En ek wil hiermee dan hierdie gesprek afsluit. En ek wil miskien die volgende sê as ek nou kyk na Openbaring of na Psalm 2 en ek kyk na Openbaring 11. Dan kan 'n mens nie anders as om te dink dat daar 'n geleentheid was vir al die konings en die heersers van die wêreld om hulle self tot God bekeer en om hulle self onder God se heerskappy te plaas, maar onder die bose misleiding van die duiwel en sy demone het hierdie mense in plaas daarvan om hulle self ondergeskik te stel aan Christus, hulle self in opstand gebring teen Christus en dan sien ons hier in Openbaring dat daar op hulle op 'n baie harde en slegte manier neergekom sal word en hulle vernietig sal word. En ek dink ons moet onsself gereed maak vir hierdie konflik en hierdie geweldige stryd wat op hande is met die koms van Jesus en ek dink wanneer ons kyk na die wêreld gebeure dan weet ons dat hierdie dinge lê nie ver in die toekoms nie. Mag die Here jou seën, staan sterk in die woord, volg Christus, hou jou hoop in Jesus en nie in die ander dinge nie, want hy is absoluut die ewige hoop. Mag die Here jou seën en ryklik seën in alles wat jy doen, staan by Christus, veg die geveg op jou knieë en vertrou alles aan hom toe. Mag die Here vir jou seën tot volgende week, dan gesels ons lekker weer. Totsiens.